Wanneer jy dink aan 'n geblokkeerde slagaar, wat is die eerste ding wat by jou opkom? Sekere been, reg? Maar wat gebeur as daai selfde probleem in jou arm opduik? Wel, dan betree ons 'n heeltemal ander en ja, 'n baie meer ingewikkelde wêreld. Vandag gaan ons uitvind presies hoekom. Ja, dis mos die algemene aanname, né? Dat geblokkeerde are iets is wat in jou bene gebeur. Maar soos ons vandag gaan sien, vertel die arms vir ons 'n heeltemal ander storie. En hier is die kern van daai storie. Vir die bene is die skuldige gewoonlik redelik eenvoudig, aterosklerose. Dis nou die stadige verharding van are oor baie jare. Maar vir die arms, dis soos 'n speurverhaal. Die oorsaak kan 'n bloedklont is wat van iewers anders afkom, 'n outo-immuunsiekte of selfs 'n fisiese besering. En dis presies hierdie rits van moontlike skuldiges wat die arm so 'n unieke mediese uitdaging maak. Goed, hier is ons plan vir vandag. Ons gaan kyk na presies hoekom hierdie verstoppings so anders is. Dan duik ons in die wye spektrum van oorsake. Ons maak die behandelingsgereedskapskus op, kyk wat gebeur wanneer trauma 'n rol speel en laastens hoe dokters daardie kritiese bloedvloei herbou. Reg, eerste op die lys, 'n ander soort verstopping. Kom ons vind uit hoekom 'n blokkasie in die arm so 'n spesiale geval is. Kyk 'n bietjie hierna, minder as 5%. Dit beteken, van al die gevalle waar 'n ledemaat se bloedvloei ernstig bedreig word, gebeur dit minder as 5% van die tyd in 'n arm. Dis ongelooflik skaars in vergelyking met die bene. En juis omdat dit so selde gebeur, het die hele mediese benadering heeltemal anders ontwikkel. Goed, dit bring ons by die tweede deel, daai spektrum van oorsake. As dit nie die gewone verharding van are is nie, wat is dit dan? Kom ons pak 'n bietjie uit. Die hoofverdagte in die meeste gevalle is iets wat ons 'n embolus noem. Dink daaraan soos 'n klein bloedklont wat losbreek en soos 'n projektiel deur jou are reis totdat dit iewers vassit. Dit kan van die hart afkom of dalk van 'n beskadigde slagaar naby jou sleutelbeen. Wat interessant is dat 'n klont wat in die arm self vorm, iets wat ons in situ trombose noem, uiters skaars is. Dit gebeur net in sowat 5% van die gevalle. So waar kom hierdie reisende klonte dan vandaan? Wel, die data is oorweldigend duidelik. In 3 uit elke 4 gevalle begin die probleem in die hart. Toestande soos boesemfibrillering kan veroorsaak dat klein klontjies vorm, losbreek en dan reguit na die arm se are reis. Vir enige dokter is dit die heel eerste plek om te gaan soek. Goed, so waar presies beland hierdie klonte? In 60% van gevalle sit hulle vas in die brachiale arterie. Dis die hoofslagaar in jou boarm. Die tweede mees algemene plek, so 26% van die tyd, is die aksillaire arterie wat bietjie hoër op nader aan die skouer is. Vir 'n chirurg is hierdie inligting soos 'n padkaart wat reguit na die probleem lei. Dit bring ons by die volgende groot vraag. Hoe maak ons dit reg? Kom ons kyk na die verskillende gereedskap wat dokters het om daai bloedvloei te herstel. Die eerste opsie is, wel, om nie dadelik te opereer nie. Vir pasiënte wat dalk te siek is vir 'n operasie of as die simptome regtig minimaal is, kan dokters 'n konservatiewe roete volg. Dit beteken bloedverdunners en 'n paar lewenstylveranderinge. Dis die minste indringende pad. Maar, en dis 'n groot maar, daardie pad het 'n risiko. 'n Vroeë studie het iets nogal skokkend gewys. Byna 1/3 van pasiënte wat net met medikasie behandel is, het met permanente skade aan hulle arm geëindig. Dis nie net 'n statistiek nie, né? Dit beteken mense wat dalk nie meer hulle werk kon doen of selfs 'n koppie koffie kon vashou nie. En dit wys presies hoekom 'n meer direkte ingryping dikwels absoluut noodsaaklik is. Nou jy wonder seker, hoekom gebruik ons nie al daai moderne, minimaal indringende tegnieke soos stente en ballonne wat nou so algemeen is vir die bene nie? Wel, soos hierdie aanhaling verduidelik, het die arms nooit regtig daai revolusie beleef nie. Hoekom? Eenvoudig omdat die toestand so skaars is en die oorsake so anders is. So ironies genoeg is 'n goeie ou tradisionele oop operasie dikwels steeds die vinnigste en mees effektiewe oplossing. En dit bring ons by daai klassieke operasie, die embolektomie. Die konsep is eintlik briljant in sy eenvoud. Die chirurg maak 'n klein snytjie in die slagaar, ryg 'n dun kateter met 'n ballonnetjie aan die punt verby die klont, blaas die ballon saggies op en trek dit dan terug. En saam met dit kom die klont. Dan word die gaatjie in die slagaar herstel en sit daar, die bloedvloei is terug. Goed, tot nou toe het ons gepraat oor probleme wat van binne afkom. Maar wat gebeur wanneer die oorsaak van buite afkom? Kom ons praat oor trauma. Trauma kom basies in 2 forme. Eerstens is daar iatrogene trauma. Dis 'n deftige woord vir 'n besering wat onbedoeld tydens 'n mediese prosedure gebeur, soos byvoorbeeld met hartkateterisasie.
En dan is daar nie-iatrogene trauma. Dis nou wat ons as 'n tipiese besering ken, 'n skietwond, 'n diepsny of 'n slegte fraktuur. Nou, een van die mees algemene komplikasies van hierdie tipe beserings is iets wat ons 'n pseudo-aneurysme noem, ofwel 'n vals aneurysme. En dis 'n goeie naam, want anders as 'n regte aneurysme waar die slagaarwand self uitbult, is hier 'n gaatjie in die aar. Die bloed lek uit en vorm 'n beheerde bloedklont aan die buitekant van die slagaar. En hier is waar alles nou bymekaar kom. Wat is die mees algemene rede vir 'n noodoperasie aan 'n armslagaar na trauma? 'n Pseudoaneurysme en daai selfde brachiale arterie veroorsaak tydens 'n hartprosedure. Dis 'n direkte 1-tot-1 gevolg van daai iatrogene trauma waaroor ons nou net gepraat het. Laastens, kom ons kyk na die eindresultaat, die herbou van die bloedvloei, die uitkomste en wat die toekoms inhou. En die resultate van chirurgie is, om eerlik te wees, nogal indrukwekkend. 'n Belangrike studie het gewys dat die sukseskoers vir omleidings in die arm na 1 jaar op 90% staan. Dit beteken vir 9 uit 10 pasiënte vloei die bloed 'n jaar later steeds sterk. Dis 'n ongelooflike duursame oplossing. Maar die operasie is nie die begin. Die ware sleutel tot langtermyn sukses is wat daarna gebeur. Antikoagulasie, bloedverdunners, is absoluut krities. Sonder dit sal 1/3 van pasiënte weer 'n blokkade kry. Dis hoekom dit so belangrik is, saam met gevorderde beelding, om seker te maak daai oorspronklike bron van die probleem is eens en vir altyd opgelos. So, as ons alles moet saamvat, is die kernboodskap eintlik baie duidelik. Ten spyte van al die tegnologiese vooruitgang, bly tradisionele ook chirurgie, soos 'n embolektomie of 'n omleiding, die betroubare bewese goue standaard vir hierdie unieke en komplekse stel probleme wat ons in die boarm vind. En dit los ons met een laaste prikkelende vraag vir die toekoms. Op die oomblik is oop chirurgie koning vir die arm. Maar sal tegnologie ooit vorder tot op 'n punt waar 'n minder indringende oplossing dieselfde uitstekende resultate kan lewer? Dis die groot vraag wat die toekoms van hierdie veld sal definieer. Dankie dat jy saam met ons op hierdie ontdekkingstog was.